Welcome back. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. Remember, you can chat with us. Let us know what you think of the topics we discuss in the mornings. Just scan the QR code that is on your screen now and send us a WhatsApp. We'd love to hear from you. Nou, ek het weer 'n interessante storie wat ek met my kollegas wil deel. En ek wil graag by julle hoor, want ek weet, Thys, Pieter, julle verdien baie geld. So julle vlieg waarskynlik die meeste internasionaal, maar wat van daai vlugte maak dit die meeste ongemaklik? Wat is die grootste ongemak wat julle moet verdra of verduur? Man, syne dat ek nou nie in besigheidsklas vlieg nie. Is dit maar die spasie, die sit die hele tyd, die ou se boude weet naderhand nie meer watter kant toe nie. Ja, seker klein goedjies, maar seker. Ja, as ek praat van klein goedjies, is maar daai badkamerspasietjie. Ja. Jy weet, en as jy karretjie nie saamwerk met jou meal on flight en dan raak hom 'n bietjie beknap. As jy sit like naby aan die badkamer is, ou matta is dit besig. Ja. Raas? Ek geniet dit so om te vlieg. As ek 'n geleentheid kry om te vlieg, ek is voor daai in-flight demonstration aan die slaap. Ek slaap enige plek. Ek is daar persoon. Ek het nie 'n slaappilletjie nodig nie, niks nie. Ek slaap. Ja. So ek het nie klagtes oor. Jy's bly as daar vir jou 'n vlug is, want dan weet jy nou gaan al die verlore slaap in. Ja, presies. Ontvlug. Yes. Ontvlugting. Iets wat vir my ontvlugting bied is my oorfone. Solank ek net my oorfone het, is ek gemaklik. Maar goed, 'n baie interessante storie waarby ek wil uitkom en waarvan ek 'n bietjie meer inligting wil gee. 'n Internasionale vlug wat ongeveer 29 uur geduur het opslag gemaak nadat 'n passasier die ervaring as 'n vlug uit die hel beskryf het. Henry Beasley, lid van die Nieu-Seelandse musiekgroep Ballo Brigada, moes die vlug na Berlyn deurmaak met 'n ontstelde kind wat onophoudelik gehuil het. Beasley het die ervaring op TikTok gedeel, waar hy met 'n tikkie sarkasme die kind se geskree op volume en duur beoordeel het. En in die video gee hy kommentaar soos die kind het longinhoud en 10 uit 10 vir uithou vermoë. Hier is die video, kom ons kyk. Rate my 29-hour flight to Berlin. Ja, dit is rof. Nou, die video het 'n ewige debat ontketen en baie kykers het empatie getoon en gevra vir kindervrye vlugte, terwyl ander die ouers verdedig het. Een gebruiker het opgemerk daar moet aparte vlugte wees vir volwassenes en gesinne. Nou ja, wat dink julle daarvan? I have very strong opinions on this. A plane, if it is not a private plane, is public transport. Ja. You do not have a right to like say that a child shouldn't be crying. Daai babatjies vir al klein kinders, die vlugte is ontsettend ongemaklik vir hulle. Hulle oortjies, daai kind huil nie omdat dit wil huil nie. I'm not trying as a little 1-year-old or a 6-month-old to make your flight uncomfortable. So, unless you want to fly private and have a private jet, a plane is public transport, so deal with it. Thank you. Sterk, sê. Ja. Ons daai verdien ook eintlik 'n applaus. Dankie, dankie. Wat is julle toespraak? Daar's hy. Afgaan, ons gaan voort. Daar's dit nou. Ons is hier. Ja, jy by ook sommer verteenwoordig. Ek is so bly daar's niemand by die knoppies nie, want jy sou verseker daar's 'n chair gekry. Ek moet daarom ook net sê, ek is seker daar's ander volwassenes wat ook kinders gehad het al op 'n vliegtuig. Ja. Ek meen ek en my vrou het al hoeveel keer male sonder taal beleef. En ons weet is maar die oortjies. Gee vir die kind 'n dummy of 'n bottel om aan te suig dat die oortjies oop gaan. Sê luister, kom ek help 'n bietjie. Want ek weet die arme ouers is dalk nog jong ouers en dan raak hulle jy kry so warm. Ek weet toe my kinders so klein was op die vlieg as net kan asseblief want ek wil dit nie ongemaklik maak vir ander nie. So bied dan 'n bietjie hulp aan of iets, maar ek kan nou nie 29 ure deursit met 'n geilerige babatjie. Dan sou ek lankal al opgestaan gesê, gee die babatjie dat ek 'n bietjie help. Ek 'n borsvoet graag. Guys, so leer ons elke dag iets nuuts. Ek dink nie iemand ouers is die uitgangspunt om ander mense se vlugte ongemaklik te maak nie. This issue has come up a few times about adults only flights and maybe that is the solution. Because almal is nie 'n kindmens nie, maar daai kind huil nie as prins nie. Nee, ek dink dit het baie keer ook te doen. Ek meen, ek raak nogal ek moet sê ek raak 'n bietjie angstig as 'n kind so huil. Maar net omdat 'n mens wil help dink ek, net wil stop.
Maar dit is 'n baie moeilike kwessie en ek dink daar's baie ander dinge ook wat vlugte ongemaklik maak. Net soos wat 'n mens soms langs iemand beland wat die hele tyd wil gesels, jy weet. Of iemand wat snork. Ja, ek het dit al gehad, jy weet op 'n aandvlug, jy weet. Is dit jy wat gesnork het? Nee, toevallig gedink nie. Die ou het hardere snork as ek. Ek dink wat ons eendag moet doen is ons moet iemand kry wat nou al etlike jare as lugwagdin of so gewerk het en dan moet hulle ons bietjie kom vertel van wat is die goed wat hulle die meeste irriteer. Jy weet soos die skoene wat uitgeskop word en die dit en die dat en die overall te veel wil drink of jy wat die hele tyd wil eet of iets is dit wat inappropriate is. Of ek dink dit die oomblik wat hulle gesê het fasten your seatbelts, dan wil hierdie ou badkamer toe gaan. Hierdie is so goed dit. It's like regtig. Ja. Maar ja, ek kry die ou jammer. Ek weet dit is 'n lang vlug, 29 ure, maar dit is nou ook sy skuld hy bly in Nieu-Seeland. Maar ek dink dit is nie iets wat opsetlik gedoen is nie. En ek dink karma gaan hom kry. Jy weet hy lyk of my jonk. Wag tot hy sy eerste kind gaan kry, dan gaan ons kyk. En as iemand dit post soos wat hy en dan gaan hy oogie vir hom die hele tyd so maak ook die hele tyd, jy weet. So, ja. Wel, gelukkig weet ek dat ek 3 kollegas het by wie ek kan gaan aanklop vir raad. As dit my eendag is. Baie dankie, Ras. Nou jy kan ingeskakel bly en solank vir jou daai tweede koppie koffie gaan skink, want ons gesels net hierna verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning, waar dit vars en vrolik gaan in hierdie stadium. Ons is net hierna terug. Bly net waar jy is.